Kom ons blaai in ons Bybels na Romeine 8. Ja, ek het besluit ek gaan dinge 'n bietjie anders doen. Hierdie tema waarmee ons besig is van wandel in die vlees en wandel in die gees. Ek gaan dit aan julle oordra as 'n getuie van my eie lewe. Want so baie keer kan ons die verwagting skep dat almal se pad moet dieselfde lyk. Almal se pad met die Here moet in hierdie boksies volg. En ek besef dit is nie so nie. Hoe die Here met oom John werk is baie anders as hoe hy met my werk. Of miskien is dit dieselfde, ek weet nie. Maar dit is ook nie belangrik dat ek weet nie. So ek vertel vir julle die pad wat ek geloop het. En as daar sekere raakpunte is en goeders wat jy kan leer vir jou eie lewe, dan is dit wonderlik. En dis hoekom ek dit doen, is om mense te inspireer en te bemoedig dat ons het 'n Vader wat die pad saam met ons stap. En baie keer voel dit vir ons, joh, nee, nou is ek die pad byster. Of ek gaan nooit by die eindbestemming uitkom. Dan wil ek net vir julle sê, byt vas, want hy weet wat hy doen. Hy weet waarmee hy besig is. En ons kan rus en weet, as hy begin het, Paulus sê in Filippense, hy wat die goeie werk in jou begin, sal dit deurvoer tot die einde toe. En dis waaroor hierdie reeks gaan, oor wandel in die gees en wandel in die vlees. Goed, ons gaan lees, Romeine 8, vers 1. En hopelik sal julle hierdie vers binnekort van harte uit jou kop uit ken. Want ek is seker julle het hom al baie gehoor. Hy skryf, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Goed. Ek is in Christus Jesus. Hoe het ek daar gekom? Is dit iets wat ek gedoen het? Is dit 'n bydrae wat ek gelewer het? Is dit iets wat die Here besluit het, hy gaan vir my doen, maar nie vir Mary nie? Hoe het ek by die punt gekom waar ek in Christus Jesus is? Dis 'n belangrike vraag. Nou ek wil gou julle tweetjies wat daar so mooi sit vir my en kyk. Kom help my gou. Ja, julle twee kom. Julle moet nou hier voor by my kom staan. Julle gaan nou op die TV wees op. Goed. Wat jou naam, jong man? Wyd. Soos in wyd van die kerk. Kan jy ook wel soos wyd van die kerk? Nou kom staan jy hier so wyd. En jou naam is? Amela. Kom staan jy hier. Goed. Nou, okay, ek gaan nou sit. Ek gaan julle oor. Okay, julle het daai gesiggies gesien. Mooi. Goed. Hoe het ek by die punt gekom waar ek met vrymoedigheid kan sê, ek is in Christus? Paulus verduidelik dit baie mooi in Romeine 5. So kom ons blaai net gou so 'n paar bladsye terug. Romeine 5 vers 1. Kan julle dit nou mooi lees, né? Julle gaan toetskryf as ons hier klaar. Okay. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Wat beteken dit om geregverdig te wees? Kan julle onthou? Elektronies, dink aan elektroniese toestelle? Dankie Hansie onthou.
Geregverdig beteken, die Here het die reset knoppie vir my kom druk. So maak nie saak wat ek aangevang het in my lewe, wie ek was en wie ek is nie, die Here kom druk die reset knoppie en sê restore to factory settings. En wie is die vervaardiger wat my vervaardig het? Is hy. En hy het my gemaak na sy beeld en sy gelykenis. So hy het die reset knoppie vir Hansie kom druk en gesê, Hansie, jy is nou weer herstel na my beeld en gelykenis. Ja, is dit dan fantasties. En hy sê, dit het gebeur deur die geloof. Nou, ek wil nou vandag vir jou sê, Henry, dit was nie jou geloof wat jou herstel het nie. Die hoofstuk van geloof in die Bybel is waar? Die hoofstuk wat gaan oor geloof? Jong, julle moet bykom. Weet julle, geloof is dan vaste getroue. Yes. En ek moet hom nie sien. Waar staan dit? Hebreërs 11 vers 1. So die hele boek van Hebreërs 11 gaan oor geloof. Dan in Hebreërs 12 begin hy en dan sê hy soos wat ek gaan nou vir julle kom, hoor. Julle moenie opgedruk word. Okay. Soos wat ons met dieselfde wees soos Jesus, wat is daai mooi liedjie wat ons gesing het in die CSV? Vir die vreugde daarna het hy smarte verdra. Dit kom uit Hebreërs 12, maar dit sê Jesus het deur die proses van sy dood gegaan, want hy het gesien wat wag aan die ander kant. En wat wag aan die ander kant? Christo is jou geregtigheid en die feit dat jy in hom is. Dis wat hy gesien het aan die ander kant. Goed, julle by. So Jesus het deur daai hele proses gegaan, want hy het iets gesien aan die ander kant. So as hy sê, jy is deur geloof geregverdig, dan sê hy, dit was sy geloof, sy besluit om deur hierdie proses te gaan, sodat dit wat hy gesien het, kon waar word. Daarom sê Paulus, ek het niks om op te roem nie, Liane my. Jy kan nie sê, dis omdat ek 'n besluit geneem het nie. Jy kan nie sê, dis omdat ek 'n goeie lewe gelei het nie. Jy kan nie sê, dis omdat ek kerk toe gegaan het en my Bybel gelees het nie. Want dit het niks met jou te doen gehad. Hy het dit alles gedoen. Ons het nou nog gesing van genade. Mooi. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, met ander woorde, deur Jesus se geloof, is jy gereset. Het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Daar's nou 'n verhouding wat herstel is. Dis deel van die reset. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Ons maak te min van genade. Want die Here se genade is nie iets wat hy, man, ek wou nou eintlik vernietig het, maar okay, ek sal nou maar net besluit, nee, okay, ek sal dit nou maar nie doen nie. Nee, die genade is iets unbelievable. Dis wat Paulus sê, maak jou meer as 'n oorwinnaar. Dis soos wanneer ek die Comrades hardloop in die eerste prys kry en ek besluit, ek gaan alles prys gee. Ek gaan vir Maggie sê, Maggie, ek gaan laat hulle jou op die TV sit. Ek gaan laat jy die goue medalje dra. Ek gaan die eerste prys vir jou gee en in die rekordboeke gaan daar staan, jy het die Comrades gewen. Terwyl Maggie voor die TV gesit en ek gehardloop het, maar ek gee dit alles vir haar. Sy is nou meer as 'n oorwinnaar. Okay. En dis wat Jesus vir ons kom doen het. En dit is genade. Alright. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ons gaan nog praat oor wat is heerlikheid. Okay.
Nou, luister gou wat sê hy in Romeine 5 vers 17. En hierdie storie ken ons baie. Julle weet nie, Adam se sonde het gegaan van geslag tot geslag. So jy kon die beste en die mooiste lewe gelewe het wat jy kan, Petrus. Die feit dat Adam gesondigheid het 'n impak op jou. Nee, ons ken dit. Alright, maar luister wat sê Paulus. Wat as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, is dit jy. Het jy genade en geregtigheid ontvang? Ok, ek kan dit nie vir jou vra nie, want ek het gesê het gaan oor my, nee. Toe ek hierdie lees, toe sla dit my boaai voor die bors. What? Kan dit waar wees, Mary? Wat ek hier lees? Kan dit waar wees? Ek het die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Dan sê vers 18, daarom dan net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid, met ander woorde, Jesus se daad aan die kruis en sy opstanding, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So waar staan ek? Aan watter kant van hierdie vergelyking staan ek? Adam was die een deur wie die dood gekom het. Jesus was die een deur wie die geregtigheid gekom het. En daar gaan vir my lig op. En ek sien skielik wat Jesus gedoen het. Goed, nou sê ek my hier. Adam, nee, hy vat toe daai appel en hy eet hom. Weet? Hou jy van appels? Mooi, sê regtig. Ok, ons weet, en ons gaan nog so 'n bietjie stilstaan daarby, want dit gaan oor waar die vlees die eerste keer hou vasgekry. Hy sondig en hy glo dat daar's iets meer as dit wat die Here vir hom gegee het. Kyk, dit is die vlees se werking. Die vlees se werking sê vir jou dat dit wat jy het, dit wie jy is, dit waar jy is, dit wat jy doen, is nie genoeg nie. Luister mooi, dit wie jy is, dit wat jy doen, dit wat jy het, dit is nie genoeg nie. Jy kort nog iets. Dit is die vlees se een boodskap. Ek kort nog iets. Waar was Adam hulle? In die tuin van Eden, né? Wat kon hulle moontlik kort kom? Absoluut niks. En tog kom sê die vlees, jy kort iets. Jy kort iets. Jy moet beter wees. Wat as ek dit gehad het? Dit is interessant. Dit sou dan lekker gewees het. Oh maat, jy's gone. Dan hardloop ons, en ons bou hierdie kastele in die lug. En jy vergeet waar jy nou is. Ek praat gister het ek al by Southwell tennis gespeel. En dit was die mooiste aand. En die mooiste sonsondergang. En om Mike Gardland te kyk en wat nie as elke res van daai ou wen op 'n tennisbaan. En ek kan op Mike gesels en hy sê, weet jy wat vir my so interessant? Is kyk hoeveel mense neem foto's van die sonsondergang. Hy sê, daai foto kan nooit reg laat geskied aan daai prentjie soos wat hy nou is nie. Want die foto kan nie die voeltjies vasvang wat fluit nie. En die temperatuur van die aand en die koelheid van die aand nie. Hy sê, dis so baie keer wat gebeur in die lewe. Mense is die hele tyd besig om oomblikke te probeer vasvang en later wil hulle die oomblik weer beleef en hy sê, hoekom?
Hoekom kan jy nie net met jou oë na hierdie ding kyk en hom geniet vir wat hy nou is? Geniet hom vir wat hy nou is. Dit is nie nodig om 'n foto van hom te neem. Want môre is daar weer 'n magic oomblik. En dan sal weer 'n magic oomblik. Ons vergeet van die magic van die lewe. Okay, nou dis een van die dinge wat die vlees doen. Jy raak hier. Okay. Jy het nie gedink jy gaan vanoggend preek vir die mense nie. Nee. Alraai. So ek het jou naam nou weer. Nee, maar nie jou naam onthou. Amila. Ek sal nou Amila se naam altyd onthou. So hier is die volgende geslag mense. Adam is nou al lank al uit die prentjie uit. Okay, volgende geslag. Nou sê Paulus dat Amila se geslag het nie 'n keuse gehad nie. As gevolg van wat Adam gedoen het, is Amila verlore. Kyk, ons ken die storie. En so gaan die geslagte aan en aan en aan. Maar weet julle wat gebeur toe? Toe kom daar iemand, en sy naam is Jesus. En hy kom toe, maar jy sien, wat moet nou met hierdie geslag gebeur? Hoe gaan ons hierdie, wat noem jy dit? Sê weer? Ja, hierdie rimpel effek, waar die een ding so oorgedra word. Hoe gaan ek dit stop? Die enigste manier hoe ek dit kan stop, is dat hierdie geslag moet doodgaan. Nie waar nie. En dan moet 'n nuwe geslag gebore word, wat nie deel is van Adam se geslag. Kyk, as julle by Petrus, maak dit sin. Kyk, wat hy sê, die loon van die sonde is tog die dood. So is die enigste manier hoe hierdie ding kan stop, is deur hom dood te maak. En dis wat Jesus kom doen. Jesus kom toe nou hierin, voor dit nou kan oorgaan na die volgende, toe kom hy hier. En hy sê, Adam, ek vat al jou goeders op my. Alles vat ek op my. Okay? Want ek is waardig om dit te doen, want ek het geen sonde vir my. En wat gebeur met Jesus? Hy gaan dood. En toe hy doodgaan, toe sterwe die hele geslag van Adam. En dit, my liewe broers en susters, is genade. Wat het jy daarmee te doen gehad? Zero. Niks. Jy het daarmee niks te doen gehad. Ek het daarmee niks te doen gehad. En toe ek besef, want dis wat hy vir my kom doen het, en die penny gaan drop vir my. Toe besef ek, maar ek is nou iemand anders as wat ek gedink het ek is. Ek is heeltemal iemand anders as wat ek gedink het ek is. En hy is heeltemal iemand anders as wat ek gedink het hy is. En daar was hierdie uitstorting van dankbaarheid en van absolute verwondering en 'n besef van hoe groot sy liefde is, dat hy dit vir my kom doen het, sodat ek kan lewe. Daarom sê die skrif dat hy het sonde vir my geword, sodat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ja, dis unbelievable. Ek kan dit nie glo nie, jy kan dit nie klein kry nie. Al wat ek weet is, dis volmaak. En is meer as wat ek in woorde kan omsit. Dankie julle twee, julle kan gaan sit. Dankie julle gehelp het hoor. En weet julle wat? Nou wil ek teruggaan na Romeine 8, vers 1 toe. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ons gaan kyk na wat is hierdie veroordeling en hoekom is dit so belangrik, dat ons moet besef, daar is geen
veroordeling. Maar hier is die uitdaging. Want dit is nou maklik vir Ignas om te sê, Jesus het gesterf vir my sonde. Wow, dit is fantasties. En ek stop daar. Dit is seker die grootste hartseer wat daar is. Want die uitdaging van Romeine 8 is nie dat jy moet besef wat Jesus vir jou gedoen het. Dis deel daarvan. Maar dis waar jy begin. En ongelukkig kom ons as kerk, verlang in my lewe, het ek nie uit die wegspringblokke uitgekom nie. Want ek het gedink, ek het iets bereik, toe die Here my sy geregtigheid gemaak het. Toe Jesus vir my sonde gesterf en opgestaan het, sodat ek weergebore kon word. Jy het nog niks bereik, want daar is 'n uitdaging. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, maar vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want jy sien, dit gaan oor hoe jy wandel. Dit is where the cookie crumbles, soos hulle nou in mooi Afrikaans sê. Hoe wandel jy? En ek het verlede week gesê, ons het so 'n groot ding gemaak van die wedergeboorte. Mense het mekaar se oë uitgekrap oor wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? En alles het gegaan oor wedergeboorte. En hoe raak jy weergebore? Onthou jy, Esna, kan jy die dag onthou toe jy gebore is? Toe jy die besluit geneem het, ek gaan nou gebore word. Kan jy die dag onthou? Wie kan die dag onthou? 'n worsie van Veiko Paleis kon sy eie geboorte onthou. Hy sê dit was 'n dag wat kwaai gereed. Maar in geval, nie een van ons kan ons geboorte onthou nie, want ons het daarmee niks te doen gehad. En toe Jesus vir Nikodemus verduidelik oor die wedergeboorte in Johannes 3, gaan lees dit asseblief en kom sê vir my, wat het Jesus vir Nikodemus gesê, wat moet hy doen om weergebore te raak? Want as jy dit kan raak lees, moet jy my help, want ek lees dit nêrens in Johannes 3 raak. Inteendeel, Jesus het vir hom gesê, Nikodemus, wedergeboorte is soos die wind wat waai. Dis 'n misterie. Dis geheimsinnig. En jy het daarmee niks te doen. Ons het wedergeboorte 'n doel gemaak, waarna ek moet streef. En dit is nie waar dit gaan. Want met jou geboorte het jy niks te doen. Dit gaan oor hoe jy wandel. As ons maar meer aandag kan gee aan of ons in die vlees of in die gees wandel. Want dis die belangrike deel. Dis hoekom ons hier is om in die gees te wandel. En toe daai lig vir my opgaan, toe kom daar weer 'n kardinale verandering in my lewe en in my uitkyk. Waar ek besef, my doel is om na die gees te wandel. En ek gaan stop met, en dit gaan ook die inleiding wees na die volgende preek. Daar's 'n groot verskil in hoe die vlees werk en hoe die gees werk. Albei wil verandering teweegbring. Hoe doen die vlees dit? Deur vrees en straf. En die gees doen dit deur geloof en liefde. En wat die vlees doen is, hy kom na jou toe en hy sê, Gideon, kom ons neem 'n bietjie bestek van jou lewe. Kom Gideon. En hy gaan vir jou 'n prentjie wys, en hy gaan vir jou sê, dis wie jy moet wees. Dis waar jy moet wees, Gideon. Waar is jy? Nee, ek is hier. Nou, Boet, luister. Wat gaan met jou gebeur as jy nie hier uitkom? Dit gaan nie mooi wees. Jy moet begin effort insit. Jy moet begin, maat, kom. Want
Daar gaan 'n weerligstraal uit die hemel uitkom of. Hoe werk die Gees? Die Gees kom na jou toe en sê, Hansie, kom kyk in hierdie spieël, dat ek vir jou wys wie is jy. En Hansie kyk en sê, what? En dis wat met my gebeur het. Ek kom kyk in hierdie spieël, Jakobus praat van die spieël, van die ingeplante woord. En hy sê, jy kyk in hierdie spieël en jy is absoluut verwonderd. En jy sê, Here, is dit hoe jy my sien? Dis unbelievable. Ek kan dit nie, it blows my mind. Hoe kan dit wees? En wat is my reaksie? Wat is my reaksie wanneer die vlees vir my wys waar ek moet wees? Ag nee, dis onmoontlik. Hoe gaan ek ooit daar uitkom? Nee wat, ek weet nie. Ek gaan maar my eie paadjie loop. Ek sal maar my kanse vat, jy weet, maar dis bietjie 'n tol onder. Ek gaan nooit hier uitkom. Dis net nie 'n manier. En as die Gees vir jou wys wie jy is, dan val jy op jou knieë neer en jy sê, Here, dankie. Dankie, dankie, dankie. Dit is, ek het nie woorde om die genade te beskryf. Ek het nie woorde om hierdie gawe te beskryf wat U vir my gegee het. En daar word in my 'n opgewondenheid wakker. En daar word in my iets wakker om te sê, Here, maar ek wil leer, wie is ek? Ek wil leer. En nou verstaan jy, soos ek verlede week gesê het, Paulus, jy sien, dis hoekom jy nie kan kerkbankie, want dan mis jy. Verlede week het ek gesê, Paulus in die boek van die Efesiërs, een van sy laaste boeke wat hy geskryf het, kan jy sien, Paulus sy hele benadering het verander. Jy kan nog baie van die Jood en die Fariseer in hom sien in van sy eerste boeke. Maar Efesiërs is 'n boek waar hy, dis incredible. Al wat hy in Efesiërs sê, ek val op my knieë neer en ek sê, Willem, wie was my grootste hartsbegeerte vir jou, Willem? Is dat jy sal weet dat hy vir jou die Gees van openbaring sal gee, sodat jy sal weet die hoop waartoe hy jou geroep het. Sodat jy sal weet wat is hierdie erfenis wat jy gekry het toe Jesus uit die dood opstaan. En dat jy sal weet wat is hierdie krag wat in jou werk. Dieselfde krag waarmee hy Christus uit die dood uit opgewek het, is nou binne in jou. En dan in Efesiërs 3 sê ek, val op my knieë neer en ek bid, JP, dat jy sal besef hoe groot sy liefde vir jou is. Hoe hoog en diep en wyd en ver is sy liefde vir jou. Paulus wil nie hê ons moet iets bereik nie. Hy wil hê ons moet iets verstaan. Hy wil hê ons moet iets sien wat klaar daar is. En my hele verhouding met die Here verander. En is een van dankbaarheid. Ek kan nie meer vir die Here iets vra nie. Ek weet om Gideon, ons het verlede week so vinnig daaroor gepraat. Ek kan nie meer vir die Here iets vra vir myself nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Want as ek by die Here kom, is dit net, Here, dankie. Ek wil niks meer nie. Ek bid wel vir ander mense, ja. Ek dra ander mense aan die Here op. Maar Jesus het gesê in Johannes 16, daai dag wanneer die Gees uitgestort word en jou gees en God se gees een word, toe sê hy vir sy disippels, in daai dag sal julle my niks vra nie. Ek wil net vir julle sê, ek verstaan wat hy gesê het.
En ek verstaan hoekom. Want ek begin nou maar net soos hulle in Engels sê, scratching the surface. Ek begin nou maar op die oppervlak eers verstaan hierdie incredible gawe wat ek ontvang het toe Jesus uit die dood opstaan. En dit maak my opgewonde. Dis hoekom ek opstaan elke oggend. En hoekom ek opgewonde is oor elke dag, want ek weet vandag gaan ek nog iets meer leer van wat hy my reeds gegee het. En ek gaan nog iets meer leer oor wie hy my gemaak het. En ek kan opgewonde wees en die lewe ingaan. Ek kyk hoe Trump en almal, hulle kan maak wat hulle wil. Hulle kan nie my vrede aanraak. Hulle kan nie. Ja, ek raak baie keer besorg oor wat hulle aanvang. Want baie keer, jaag nou weer die olieprys op, en dan gaan die petrolprys op, en alles raak duurder. Maar weet jy wat? It is what it is. Dit kan my nie uit die Here se hand uitdruk nie. Dit kan nie my genadegawe enigstens verminder. Inteendeel, dit kan my net nog nader aan hom bring. As ek meer en meer besef hoe afhanklik ek van hom is. So, ek staan hier vandag opgewonde oor die lewe, opgewonde oor hom, opgewonde oor myself, nie oor myself nie, maar 100% oor hom. Want jong, hierdie genade moet ons nie gering ag nie. Hierdie gawe is fenomenaal. En ek het dit my lewensdoel gemaak om te leer en te besef en te sien en te ervaar dit wat hy vir my gedoen het en dit wie hy my gemaak het. So my uitdaging is vir jou, die van julle wat soek, moenie ophou nie. Jy sal vind. Moenie ophou klop nie. Die deur sal vir jou oopgemaak. Moenie ophou vra nie. Want dit waarvoor die vrae sal vir jou gegee word. So kom ons wees opgewonde oor die feit dat ons sy kinders is en hy ons Vader is.